Goeiemôre almal, vir die van julle wat ek nog nie gegroet het nie. Is regtig lekker om julle te sien. Ek wil vir julle vanoggend sê, soos ek vir die kerkraad op die stadium gesê het, op 'n Sondagoggend gaan almal staan en kuier, loop net bietjie uit die bondel uit en jy gaan staan bietjie weg en kyk hoe mooi lyk dit. Ek dink die Here glimlag oor ons gemeenskap. Dit is so wonderlik, dit is so lekker. Almal te hoor lag, te sien hoe by ons is om mekaar te sien. Sharnay, dankie dat jy vanoggend begin het met die afkondigings. Ek sal jou so B+ gee vir die ene. Vir die eerste keer is dit 'n goeie punt hoor. So JP gegil nou hard want hy gaan dit in Engels kon doen. So ons is so 'n bietjie besig om so 'n klein veranderingkies te maak dat julle nie net my gesig moet sien nie, ons kry julle jammer. So ons het 'n paar goed dat ons vars hierdie jaar begin, nuwe mense wat julle gaan welkom sê, die afkondigings goed gaan sê. En vanoggend gaan ons gesels oor die tema vars begin. Verlede week het ons gesels oor hoe skyn ons die heerlikheid van Christus? Hoe word ons getransformeer tot daai heerlikheid? En verlede week het ek die boodskap begin met, kan julle glo dis al amper einde van die jaar. Toe het Edna vir my gesê, sy beplan al die trifle en al die goed vir Kersfees en goed, nie regtig nie. Ek het so half gespot en gesê, Edna kyk my nou aan asof sy beplan nie regtig hier terug. Okay. Laat weet my nie dat ek hierdie jaar kan kom optel, hoor. So, ons besig om te dink die jaar hardloop al vinnig, ons is eintlik nog redelik in die begin. En ons wil voor ons volgende week met ons jaartema begin wat metamorfose is, 'n reis van transformasie deur disippelskap. Wil ons vandag so 'n bietjie stil staan en bietjie kyk na een van ons gemeente se kernleses. Jy kan dit ons visie noem. En ons gaan 'n bietjie vandag daaroor gesels. Nou, Berna, toe sy op die WhatsApp groep die foto gepost het met die tema, het sy so suurlemonskyfie in soda water geplaas. Baie mooi. Ek het dit gelaf, ek dink, ja, ek wens ek het ook aan dit gedink. Maar weet julle, toe ek dink vars begin, toe dink ek aan 'n vars gebakte brood. Wie van julle onthou nog keffiebrood? Is daar van julle wat dit onthou? Daai vierkantige brood wat veral op 'n Sondag was dit nogal 'n treat geweest. As jy uit die kerk uitkom, ryk jy die keffie se brood. Kyk, Edna, ons sal vir jou 'n keffiebrood moet kry, maar daai reuk van daai vars brood nê, wat so in die lug gehang het. Die wete van daai korsie aan die buitekant wat so crispy is. Die bekleierery om die kant van die brood te kry. Nê? Wie het gewoonlik die buitekant gekry, wie het gewen? Ja nee, pa het altyd gewen. Nou is dit partykeer so 'n bietjie 'n stryd tussen ons. Nee, maar dit is vars as jy dan lekker vars brood. Wie van julle het al ooit gesê, lekker gemufte brood? As jy het, dan moet jy dalk vir Edna gaan sien, want jy het dalk 'n bietjie hulp nodig of jy met my kom praat. Maar vars brood, lekker. Dit ruik sommer net, Dan is daar daai lekker ijskoue glas water op 'n warm dag. Of soos my skoonmaat so lekker suurlemoenstroopie wat sy maak met suurlemoenskilling, goed 'n bietjie van dit in daai ijskoue water. So lekker vars. En dan voel jy sommer, en nou iets wat absoluut nie in ons gemeente waar is nie, as jy dink aan daai verfrissende ding, is as jy hard gewerk het en is warm. Nee, knak daai blikkie so oop en is 'n ijskoue bier. Okay. Daai varsheid. Maar soos in jou wat dit ook al is wat vir jou vars is. Dalk is dit 'n glas Diet Coke. Maar wat is vir jou vars? En my vraag is, wat is die betekenis van om te sê in die begin van die jaar 'n vars begin? Nou, mens kan sê 'n nuwe begin, maar 'n nuwe begin is die dag wanneer jy jou eerste pak slaag kry en jou eerste asem kry toe die dokter jou uit jou, dis 'n begin. Maar hierdie vars begin is die ding van soos 'n skoon bladsy. Ek dink verlede jaar het ons ek gepraat oor die skoon bladsy. En baie mense sien 'n nuwe jaar as 'n skoon bladsy. Ek het oujaarsaand vir Andri gesê, toe ons so 11:15 in die bed lê, exciting, nee. Toe sê ek vir haar, dis eintlik
so weird hierdie hele nuwe jaar storie. En soveel nuwe idees en mense wat jy dink, as hierdie jaar net kan begin. Hier in Desember begin jy soos, ek wens net die jaar wil klaar kry, volgende jaar gaan beter wees. So nuwe jaar sluit al hierdie nuwe idees in. Dit sluit partykeer in oefen, dit sluit partykeer om 'n selfgroeiboek te lees. Dit sluit dalk in die idee om meer tyd saam met jou familie te spandeer, dalk bietjie te reis. Laat ek jou gou vra. Voel dit vir jou partykeer asof hierdie klomp mooi doelwitte al hoe vinniger ophoop en al hoe moeiliker raak om aan te pak? Want jy het al hierdie goeie goed wat jy wil doen. Jou doenlysie raak so 'n massiewe eindelose berg. En dood eenvoudig, so daar nie genoeg tyd om alles gedoen te kry nie. So my en jou lewe kan partykeer wees soos 'n kar as 'n gesin op vakansie gaan. Nee, Renée lag, het lyk my sy weet. Daar's altyd nog daai een sak of daai een ding wat moet ingaan hê. Daai kar se agterkant wat so as jy oor 'n slaggat gaan, dan sla die agterkant ook die tere bietjie. Hele klomp jaar terug was ons saam met my ouers, skoonouers, Kruger Wildtuin toe en ek onthou ons daai Honda gelaai het. Ek dink na die tyd moes iets agter reggemaak word, want hy was gelaai gewees met goed vir die wildtuin. Was glad nie nikkerbols en sulke goed in die karre gewees nie. Maar partykeer is dit hoe jou lewe is. Jy's 'n kar en jy laai net op en jy vat net meer. Want jy dink dit is 'n vars begin. Hierdie jaar gaan ek dit doen en as ek hierdie jaar deur al hierdie goed gekom het, gaan ek aan die einde van die jaar kan sê, well done. Wie van julle het dit al reg gekry? Is daar van julle wat dit dalk al reg gekry het om al daai goeie wense vir jouself aan die einde van die jaar te sê, weet jy wat? Sterretjie op die voorkop, ek het dit reg gekry. Maar wie van julle het al die einde van die jaar gesê, ek sou hierdie jaar dit gedoen het, maar ek het dit nooit gedoen nie. En dan is daar 'n stukkie spyt in. So van julle wat dit al beleef het. Okay. Die werklikheid van ons lewe is, 7 uit 10 volwassenes sê, hulle is besig, of hulle is baie besig. Ek het dit al baie vir julle gesê. Vra gewoonlik vir iemand, hoe gaan dit in ons wêreld? Sê, ons gaan besig, maar ons gaan nou right. Dis, ons sê nie eintlik meer vir mekaar, hallo nie, dis, hoe gaan dit met jou? Jy sê, dit is besig, jong, dis die reaksie. Daar's nie meer hallo nie, dis, hoe gaan dit met jou? Nee, besig. Maar ons gemeente, en dit is hoekom as jy dalk vanoggend vir die eerste keer hier is, of nog nooit dit gehoor het, ons gemeente glo in rus. Ons kry dit nie altyd reg nie, maar ons probeer. En daarom is ons lese om in hierdie ongedwonge ritmes van genade te leef. En ek wil julle vat na die vers toe, wat ons 4 jaar terug, 4 jaar terug, die eerste oggend hier gepreek het. En ek wil dit vir julle lees in die Engels, eerste die Message, Matteus 11 vers 28 tot 30 wat sê, are you tired, worn out, burned out on religion? Come to me, get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you learn to live freely and lightly. Is dit nie mooi nie? Is jy moeg? Is jy uitgebrand? Is jy moeg vir godsdiens? Want sê Jesus, kom na my toe, ek nooi jou na hierdie nuwe ding toe. Ek nooi jou nie na 'n godsdiens nie, ek nooi jou van 'n verhouding. Ek nooi jou na 'n lewe waar jy saam met my stap. Ek leer jou om in hierdie genade te leef wat vry maak. Wil jy in Afrikaans ook lees, ook uit die boodskap, want ons almal ken, redelik meeste van ons ken die konsep van kom na my toe almal wat moeg en oorlaai is. Maar ek hou van die manier hoe en die Afrikaanse boodskap is deur Stefan Joubert vertaal soos 'n ou wie ek baie vertrou.
En hy parafraseer die skrif in 'n taal wat ons kan verstaan so mooi, waar Jesus dan sê in die boodskap, daarom wil ek jou uitnooi. Voel jy moeg vir hierdie lewe? Klak julle knieë onder al die probleme en van verantwoordelikhede wat julle moet dra. Het julle godsdiens leeg geword, sodat dit julle geestelike dors nie meer les nie. En dis waar die prentjie van Berna so mooi aankom. Het jou geestelike lewe so dors geword, moeg hard geword en uitdagend geraak, dat dit nie meer versadig word of jou dors wegneem nie. Kom na my toe. Ja, kom wy jou lewe aan my toe. By my sal jy weer die sin van die lewe ontdek. Kom luister na wat ek vir jou oor jou lewe wil leer. Jy sal ontdek wat dit beteken om nog vir ander mense tyd en liefde oor te hê. Dis mooi, nee? Jy sal ontdek en leer hoe om tyd nog oor te hê vir ander mense en om ander lief te hê. En dit moet julle onthou, want as ons volgende week met disippelskap en metamorfose begin, is hierdie baie belangrik om te besef dat God vra nie van jou iets om te gee wat hy nie reeds vir jou gee nie. Kom ontdek wat 'n vreugde dit bring om te leef soos God wil hê jy moet leef. Dit is nie moeilik om so te leef nie. Om die waarheid te sê, as jy so begin leef, sal jy agterkom hoe lekker die lewe regtig kan wees. As Jesus ons nooi na 'n lewe van rus, beteken dit nie 'n middagslaapie nie. Of om te gaan na jou dagboek in tyd vir jouself in te werk en te sê, hier gaan ek my toenails paint in 'n voetspa sit en al die goed. Dis nie waaroor die rus gaan nie. Die rus waartoe Jesus jou nooi is 'n rus wat baie dieper is as liggaamlik. Dis rus vir jou siel. Dis rus vir jou gees. So as ons dink aan rus en hoe ons dink oor rus, is daar 'n paar goed wat ons in ons koppe moet verander. Kan ek vir julle vra, wanneer begin die dag vir jou? Is nog iemand wat 'n kans wil vat? Wanneer begin die dag vir jou? Wanneer begin 'n nuwe dag vir jou? As jy opstaan. Wie stem saam? Nuwe dag begin as jy opstaan. Jy is dan lekker uitgerus, nê? Great. Hierdie en kyk my aan soos, waar is jy vanoggend? Beloof jy ek gaan eers uitkom hoor. Trust me. Jy het al ooit gedink aan die ritme van die skepping? Het jy al ooit Genesis 1 gelees en 'n doelbewuste patroon agtergekom? Iets wat bietjie iets anders is. Ek wil vir julle lees Genesis 1 vers 3. En God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. God het gesien dat die lig goed was. God het toe die lig en die donker van mekaar geskei. God het die lig dag genoem en die donker het hy nag genoem. En dit was aand en dit was oggend. Dag 1. So as jy daai stukkie lees, waar begin die dag? Aand. Want die skrif sê dit was aand en dit was oggend en dit was dag 1. Sluit nie af by die aand nie. Nou, as jy oplet na die ritme toe, en van julle is nou soos, okay, maar dis dalk net semantics. As jy mooi gaan dink, die skepping word uit rus geskep. As jy bietjie gaan na die Joodse tradisie toe, wie van julle weet op wanneer begin die Jode se dag? Sonsondergang. So die Jode begin hulle dag met rus. Hoe eindig ons gewoonlik ons dag af met rus? So ons begin basies net in ons kou. So wat die skepping vir ons sê is, begin met rus. Nou ja, in ons wêreld werk dit ongelukkig sodat ons sien dit soos ek sê nou nie, jy moet jou dagboek nou gaan omkeer en goed, nou Johan, jy hoef nie jou werk te bel en al die vergaderings te skuif nie. Maar begin anders dink oor wanneer jou dag begin. Die belangrikste deel van die dag is gewoonlik ontbyt, sê hulle. Die Jode dink dit is die aandete. Want hoekom? Hulle begin by die rus en dan beteken dit hulle is saam met
hulle familie. Hulle spandeer tyd saam met die goed wat belangrik is en dan kom hulle vanuit die lekker goed uit in die minder lekker goed in as hulle die oggend opstaan. Maak dit vir julle sin? Ek sien van julle is 'n bietjie verward, maar die konsep is, moenie dink vanuit besig na rus nie. Begin dink van rus na besig. 'n Atleet wat 'n Comrades of 'n ding moet gaan hardloop, waar is ons Comrades hardloper, as dit hy. Jy hardloop die vorige dag 'n Comrades net om op te warm en jy hardloop dalk 'n klein roetjie net om die bene lekker aan die gang te hou. Want jy moet uitgerus wees voor jy by die eindstreep kan kom. So God wil vir ons wys, hierdie hele ingesteldheid is om rus jou eerste prioriteit te maak en dan werk. Hoekom is rus belangrik? Hoekom is hierdie ritme belangrik? Want om te rus is om te vertrou dat wat God gedoen het, genoeg is. Om te vertrou dat dit wat God gedoen het, genoeg is. Kom ons praat nog 'n bietjie oor die Jode en oor die Israeliete. Die Israeliete was die eerste ouens, die Jode, kom ons gebruik die woord die Jode, ek weet ook nie meer wat om te gebruik nie, maar die volk van God het dit eerste gehoor. Nou hierdie mense het vir baie lank as slawe gewerk. Hulle was in Egipte gewees en hulle het van sonsopkoms tot sonsonder het hulle stene gemaak, bakstene. Dit klink vir my of dit nogal 'n redelike tawwe werk moet wees. En hulle waarde, die slawe se waarde was gemeet aan hoeveel bakstene hulle die dag kon maak. So as jy dalk 10 gemaak het, was jy 'n great slaaf gewees en jy het waarde gehad en die ou wat net 5 'n dag kom maak, hy is soos bietjie disposable, as ons hom nou verloor, is dit nie die einde nie. Hulle waarde was in hierdie een vraag, hoeveel stene maak jy? En as ek en jy eerlik met mekaar moet wees, is dit vandag ook eintlik so, ons stene lyk net anders. Ons waarde word gelê in hoeveel stene ons op mekaar kan stapel die einde van die dag. Hoeveel keer jy jou e-posse gekyk het. Ek is ou wat vinnig op my e-posse reply. So 'n e-pos inkom is ek want ek kyk die hele dag jou e-posse. Is dit die ding wat jou define? Ons weet ons waarde aan ons to-do lysie. Ek dink een van die moeilikste dinge vir ons in ons lewe vandag is om vir iemand te sê, weet jy, ek is nie so besig nie. En dan, jy is besig, jy is lui. Ons meet ons waarde aan hoe vol ons to-do lysie is. Ons jaag promosies na, ons soek 'n beter job, so ons spandeer ekstra ure by die werk en offer ons rus op, sodat ons die promosie kan kry, sodat ons meer stene kan bymekaar maak. Die jong mense, ons ook dalk post en doen goed om meer followers te kry. Party mense hou van kos maak, trifle. Maar daar's mense wat hou van trifle maak en baie mooi foto's van dit neem en dit op Instagram sit en op Pinterest, dis glad nie uit dan nie, hoor. Dit is regtig nie sy nie. En dis vir hulle belangrik, dis hulle waarde. Wanneer iemand vra wat jy doen vir 'n lewe, is dit eintlik net 'n ander manier om vir jou te vra, hoeveel stene maak jy? Dis eintlik net 'n ander manier om te vra, hoeveel stene maak jy? Maar God sê, ek is nie soos dit nie. God sê, jou waarde, en dan gaan ek nou weer vir Edna reklame doen, jy kan maar identiteit in Christus gaan bywoon as jy nog nie het nie. God sê, jou waarde is nie vasgevang in jou uitsiete nie. Ons 'n beter manier hoe jou waarde kan bepaal. Want as ons dink oor rus, is een van die goed wat ons weerhou van goeie rus, is die wat moet ek doen? En God se gedoen lysie, it is done lysie, is belangriker as jou to-do lys. Kyk wat Jesus se doop vir ons in Matteus 3 vers 16 tot 17 leer. Nadat Jesus gedoop is, het hy dadelik uit die water opgestaan. Met eens het die hemel vir hom oopgegaan en hy het die Gees van God soos 'n duif op hom sien neerdal. En met eens het die stem uit die hemel gesê, dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug.
Voordat Jesus enige wonderwerk gedoen het. Voordat Jesus enige preek gelewer het God verklaar, hier is my geliefde seun. Ek het hom lief, en ek is baie bly oor hom. Jesus hoef nie sy waarde te wys nie. Jesus hoef nie te wys oor hoeveel stene hy kan maak om God se liefde te verdien nie. En weet jy wat? As jy kies om Jesus te volg en 'n kind van God te word, hoef jy nie te wys hoeveel stene jy maak nie. Want God se gedoenlysie is belangriker as jou to-do lysie. Kom raak mense baie keer moeg vir die kerk. Hulle raak moeg vir die kerk want hulle voel hulle moet die hele tyd perform wat ons moet op hierdie level kan wees. Dit wat die feit dat ons hier is nie enigiets wat ons gedoen het nie. Dis wat God gedoen het. So Jesus se waarde word nie bewys nie, dit word by ons vir hom gegee. En jy kry ook jou waarde as jy kies om Jesus te volg en die kindskap van God aan te neem. God se danlysie of hierdie danlysie, hoe dit wil noem, sê, hy het jou geskep. Hy het jou gered. Hy het jou geroep en begaaf gemaak en gaan jou vooruit. Nou vat 'n bietjie jou to-do lysie en vergelyk dit met God se danlysie. Sê vir my, wat seën gee vir jou meer rustigheid? Ek dink God wen. So as gevolg van God se voltooide werk, dis weer eens, dit gaan nie oor ons nie. Selfs as ons verlede gesê die heerlikheid wat van Christus wat deur ons skyn is die werk van die Heilige Gees. Hierdie voltooide werk van hierdie gedoende lysie is God se werk en daarom kan jy jou goed neerlê. So kom ons raak gou so 'n bietjie prakties. Wat is rus werklik? En moenie bevrees wees nie, dis nie te lank nie. Dis vinnige punte en as jy jou e-pos hierdie week kyk, sal jy sien dit sal saam met die notas kom. Rus is nie om te slaap op vrye tyd nie, of vrye tyd nie, Werner. Okay? Dis nie vrye tyd of vrye tyd nie. Okay. So nie JP kan nooit tyd die geld van gee, hoor. Okay. Helping you, brother. Rus is nie dit nie. Waar is enigiets wat jou fokus vat na God se goedheid toe. Nou, dit is amper soos meditasie. Nou die hartseer ding is meditasie het so slegte konnotasie gekry in hierdie wêreld want dit gaan oor ander godsdienste, Maar om te mediteer oor God is basies oor om in te wees in God se teenwoordigheid. Om partykeer net vir 'n oomblik ergens te sit en stil te bly en te sê, ek gaan nou 'n bietjie dink oor hoe goed God is. Maar gaan wat ek sê, net sit en dink oor hoe goed God is. Nie gaan sit en lees hoe goed God is nie, maar gaan sit en dink hoe God is. Want weet jy wat, die gees wat in God is begin dan goed aan jou openbaar. So waar is gaan partykeer oor net jou fokus na God te vat. Daai bietjie gaan stil sit en bietjie dink. Gaan nou oor om jou siel te herlaai. Maar dit kan ook wees aandete saam met jou familie. Nou, ek weet, as jy kleintjies het, is aandete dalk nie die beste idee om te sien as rus nie. Maar dalk as die kinders in die bed is en jy en jou man het so 5 minute om net te net by mekaar te sit en eers te praat, net te rus, mekaar te ervaar. God se teenwoordigheid te sit. Lag saam met jou vriende tot jou maag seer is. Hoeveel keer gebeur dit nog? Hoeveel keer lag ons? Ek onthou, jy gaan nou vir my seker kan sê ek stem saam met jou, maar die kere wat jy gewoonlik uit jou maag uit lag, is die kere wat jy gewoonlik terugdink en dan wil jy sommer weer lag. Nou julle het al gehoor van ek en my gamerpelle. Praat baie van hulle. En verlede jaar was daar so 'n oomblik gewees wat ek so gelag het dat my maag seer was. Ek het so gelag dat Andre in die kamer ingestap het en sy het begin lag en sy het nie 'n klou gehad waaroor ons lag nie. Lag is partykeer amazing vir die siel. Wie van julle weet dat gaap aansteeklik is? Jy geweet lag is ook. Lag 'n bietjie. Probeer en ek weet partykeer is dit moeilik en partykeer is dit net
Maar met tyd sal jy dit ontwikkel in 'n lag. Maar spandeer 'n bietjie tyd saam met mense wat jou uit jou maag het laat lag. As jy die storie wil hoor oor hoekom ek so uit my maag het gelag het verlede jaar, kan jy my kom vertel en ek waarborg jou, jy gaan dalk 10 teenoor ook dan uit jou maag uit lag. Tweede een is stil stapie in die natuur, Sandra. Toe ek dit neerskryf, dink ek gaan vir Sandra vandag hier so raakvat. Ek sê altyd en ek gebruik Sandra altyd as 'n voorbeeld. Jy kan gewoonlik op haar gesig sien as sy gestap het. As sy die week gestap het of van haar staptog afkom, kan jy sien sy was in die natuur gewees. Sy lyk uitgerus, sy lyk soos 'n nuwe mens. God se woord te lees. Dit is ook 'n oomblik van herlaai, van gaan rus by God. Hoekom is dit, ek wil sê, dis nie altyd rus nie. Partykeer is God se woord baie uitdagend, dan is dit meer soos 'n gym sessie, en dan het jy na dit 'n russiesie nodig, want jy is dalk oor 'n paar goed in die lewe aangespreek. Maar om God se woord te lees, of 'n geestelike boek te lees, selfs om 'n geestelike video van 'n goeie prediker, 'n goeie apologist te kyk, 'n podcast van gelowiges, dis rus. Baie belangriker is vir my is lof en aanbidding. Ek het baie playlists op Spotify met baie liedjies, maar daar's een playlist wat 98% van die tyd aangesit word, en dis ons gemeente se playlist met ons liedere op. Nuwe liedere, goed wat kom, daai playlist wat ek hierdie week by WhatsApp gesê het, dis gewoonlik wat ek speel. Beteken nie ek luister net Christen musiek en jy moet net Christen musiek luister nie, maar as ek sit in werk of ek is soos 'n dan is dit hoe ek my rus kry, want dit connect my met God. En as vakansie is ook partykeer 'n goeie tyd van rus, en ja, vir die van julle wat net toe ek 'n middagslaapie genoem het en gesê dis hier is dit, dis ook partykeer goeie rus. En partykeer het die liggaam ook nodig om te rus sodat die siel kan herstel. Op die einde van die dag gaan rus nie net oor niks doen nie. Dit gaan oor wat jou verbind met God. En wat vir jou sê, jy is geliefd en jy is genoeg. Ek wil 'n voorbeeld gee van wat dit beteken as ek sê, rus gaan nie net oor niks doen nie. Ons het nie enige fietsryers in ons kerkie nie. Nee, David, ry jy fiets? Hoe gereeld? Vragtig. Okay, jy moet ons 'n bietjie jou kuite volgende keer wys. Ons bewys nie in die kuite hou, en die sokkie ten. Wie van julle kyk Tour de France? Is al van julle wat Tour de France kyk, nee? Ek is mal daaroor. Dis die goedkoopste manier hoe ek en Andri vakansie hou in Junie, Julie. Want dis beautiful. Maar ek lag altyd, die ouens ry 300 km en dan sê die ouens, ja nee, môre is 'n rusdag, so hulle gaan net so 50 km op hulle eie ry. En dan sê ek soos, what? Rus beteken partykeer om iets te doen ook. Rustyd beteken nie ek skakel af van die kerkie. As ons Kersdag klaarmaak met kerk en ons begin eers middel Januarie, beteken dit ja, nou kan ek rus van kerk nie, want jy is die kerk. So jy moet nog steeds wie jy is, wees waar jy is. So ek wil jou uitdaag, bou 'n bietjie ritmes van rus. Begin dalk met daaglikse ritmes eers, en ek sê weer, hierdie goed sal alles in die e-pos wees. Begin jou aand met rus. Nou ek weet, ons het byvoorbeeld môre aand 'n leiersvergadering. So as ons klaar is met die vergadering, begin ons aand met rus. En begin dit sien as nou gaan ek bietjie rus. Dalk dan saam met die familie eet. Tyd neem vir gebed, tyd neem vir skriflesing. Ek sê altyd, een van die beste dinge wat ek en Andri begin het, en gewoonlik is dit net so 2 of 3 sinne, is elke aand voor ons gaan slaap bid ek vir ons vir die volgende dag. Cassie Carsons wat by die CSV was, ek eendag het vir ons gesê, ek dink ons doen dit al 8 jaar saam. Ek wil ook vir julle sê, dit is 'n wonderlike geneesmiddel vir argumente of verskille. Want as jy weet jy moet die aand saam met die persoon gaan bid, dan weet jy moet met die persoon ook regwerk deur die dag. So, begin jou aand met ritmes van rus. Moenie jou aand afsluit met gebed nie. Begin jou dag met gebed en sê, Here, ek gee die nag. Ek gee môre vir U. Hierdie is dalk bietjie moeilik, want party mense
se snoesknoppie is vir hulle baie verleidelik, maar begin jou oggend stadig. Moenie net uit die bed uit opspring, aantrek, tandeborsel en gaan nie. As dit moontlik is, probeer dalk net so 3 minute in die bed lê met jou oë oop. 4 minute, 2 minute. En fokus net weer jou gedagtes na God toe. Gee dalk vir God al daai moeilike vergaderings en al daai uitdagings voor God en sê, Here, gee my rus, gee my rustigheid. So begin dit dalk deur 3 minute in die bed te spandeer en te reflekteer en te bid. Dan is daar 'n weeklikse oefening wat is om die Sabbat as belangrik te sien. Nou, my Sabbat is nie op 'n Sondag nie, my Sabbat is die week en tyd waar ek vat om rustig oor God te dink en tyd by God te spandeer. Maar ons het gelukkig 'n wêreldse ritme wat amper vir ons sê Sondag is die rusdag. In ons tradisie glo ons dis veronderstel om die rustig te wees. Is 'n dag om te aanbid, is 'n dag om op God te fokus. Kom kerk toe. Kom drink koffie en tee. Spandeer tyd saam met ons. Dis lekker. Dis lekker as mense wat lanklaas is weer die instap en jy sien hulle na 'n lang tyd, na 'n afnaweek of 'n vakansie. Dit is so lekker. Dit maak die siel weer lekker voel. En dan is so natuurlik jou seisonale ritmes, soos 4 verjaarsdae, herdenkings, feeste. Ons Christene het soveel feeste, ons het Paasfees, ons het Kersfees, ons het Aswoensdag. Vier die feeste want dit bring rus vir jou siel, want dit fokus jou siel op God. So ek wil klaarmaak. Gaan dit vir jou voel asof jou lewe dalk al klaar soos 'n oorlaaide kar is hierdie jaar. Is jou kar dalk nog redelik op 'n goeie plek waar hy nie oorlaai is nie? Omdat ek jou ook uitdaag met dieselfde uitdaging vir die ou wie se kar al klaar te vol is. Aanvaar God se beter manier. Dit gaan nie net oor 'n skoon begin nie, dit gaan oor 'n vars begin. Dit gaan oor om te begin vanuit 'n plek van rus en te vertrou dat God se gedoenlysie beteken meer as jou to-do-lysie. Dit beteken God se werk is genoeg. En as jy voel Christendom is 'n swaar ding, en jy begin voel maar die Here vra meer van my en dit voel swaar op wil ek sê, hou op dink dis jy wat dit moet doen, jy moet net gewillig wees. En ontdek rus daarin. So hierdie jaar wil ek jou vra, as ons volgende week oor disippelskap begin praat, want dit is ook 'n moeilike ding en hoekom ons vanoggend hieroor praat is disippelskap voel baie keer vir mense oor iets wat hulle moet doen in 'n performance ding. Dis glad nie dit nie. So ek wil jou uitdaag hierdie jaar om jouself nie te meet aan hoeveel stene jy op mekaar kan pak nie. Ek wil jou aanmoedig om in plaas van te fokus op wat gedoen moet word, om eerder te aanvaar dat God het 'n nuwe ritme ontwerp waar hy vir ons sê, kom rus by my, en dan kan jy gaan werk. First things first. Jesus nooi jou na 'n vars begin. Volgende week begin ons praat oor metamorfose, want hierdie vars begin beteken nuut. Daai brood wat net op die skerm was, het nie as 'n brood begin nie. Hy het begin as brysmeel of meel en bakpoeier of eiers of wat in 'n brood kom. En dan word hy gevorm, getransformeer en dan word hy gebak en dan word hy 'n brood. Jesus nooi jou na 'n vars begin. 'n Lewe van transformasie. Lewe wat begin by rus. Ek wil weer vir ons die boodste message se teks lees. Jesus nooi jou vandag met hierdie woorde. So ek wil jou vra om my oë toe te maak en te hoor eintlik. As jy wil dit lees, lees dit, maar maak jou oë toe en hoor waarna Jesus jou vandag nooi. Dan gaan ek vir ons bid. Are you tired? Worn out? Burned out on religion? Come to me. Get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it.
Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me, and you learn to live freely and lightly. Here Jesus, ons hoor vanoggend toe U ons nooi na U genade toe. Ons hoor hoe U ons nooi na 'n plek van rus waar ons godsdiens nie vir ons 'n las is nie, maar 'n plek is waar ons rus ontvang. 'n Plek waar ons nie gaan om goed te gaan doen nie, maar 'n plek waar ons U volg om deel te wees van dit wat U doen. 'n Plek waar God se gedoenlys belangriker as my to-do-lys. Here, ek wil vanoggend bid dat U vir ons as geloofsfamilie sal help om hierdie dag te sien as 'n plek waar ons opnuut gaan dink oor rus. Om te besef dat om uitgenooi te word na rus, nooi U ons om 'n vars begin by U te hê. Help ons, Here, dat wanneer ons gejaag na goed ons rus wegneem, dat die Gees ons terug sal begelei na 'n plek waar ons na U soek, in U teenwoordigheid rus ontvang. Sodat alles wat ons doen uit van 'n plek van rus kan kom, en nie uit 'n plek van gejaag en klaarmaak nie, of dit by die werk, by ons kleinkinders, by skool, by universiteit of waar ook al is nie, Here, dat dit kom vanuit 'n plek van rus en wete dat wat U gedoen het, is goed genoeg. As jy die vrymoedigheid, kan jy jou hande oophou, as ek vir ons die seën uitspreek. Mag die genade van ons Here Jesus Christus met elkeen van julle wees. Mag sy Gees jou lei na 'n plek van rus. 'n Plek waar jy kan ontdek wat dit is om werklik gelukkig te wees. Nie oor wat jy doen nie, maar oor wat God gedoen het. Mag die Here julle seën en mag hy julle vooruitgaan. Die gemeente van die Here sê saam, Amen.